Hallo Anna. Hallo Janet, ek wil graag vir jou 'n staaltjie vertel uit my vroeë huweliksjare. Dit gaan baie mooi wees. Baie dankie. Jy weet in die vroeë 50er jare het ons langs bure ingetrek wat verskriklik gaaf was. Die dag toe ons intrek, toe bring die vroutjie vir ons elkeen 'n heerlike glas pineappelgemmerbier. Dit was vreeslik lekker, yskoud en te lekker. En ek vra toe dadelik die resep. Die oggend besluit ek nou gaan ek ook dieselfde gemmerbier maak. Ek het 'n pineappel gaan koop, skil mooi versigtig die pineappel eers gewas en toe die skiller mooi versigtig gewas en dit alles in 'n glas 'n bak gepak en dan die suiker daarop en die gemmer daar, stukke gemmer daarin en elke ding mooi versigtig afgemeet. Sy vertel toe vir my laat staan hierdie gemmerbier, pineappelbier gemmer in 'n lekker warm plekkie. Laat dit kan na goeie handvol rosientjies in. So 10 en laat dit nou kan tot as iets geen uit die rosientjies bo dryf, dan sê gemmerbier reg. Dan moet jy dit nou deur 'n sif gooi en dan kan jy dit maar in die yskas sit en lekker drink. En ek is baie opgewonde. Ek gaan nou vir ons van hierdie lekker gemmerbier maak. Want ek het alles presies gedoen soos dit moet kom. Ek sien die rosientjies begin bo dryf en ek maak nou my gereed om dit nou in bottels te kan gooi. Ek het nou alles mooi uitgegooi in die skille van die pineappel en die rosientjies eenkant gehou. En die rosientjies was groot uitgeswel, verskriklik, en hulle lyk amper soos groot appelkose, soos hulle uitgeswel het. En ek eet hulle almal op, daai hele handvol wat ek daarin gegooi het. En later in die middag begin ek so bietjie papperig voel. Ek voel my kop draai en ek kan nie lekker stap nie. En ek dink nee, laat ek op hierdie bank 'n rukkie sit. My bloeddruk is seker baie laag. En ek lê op die bank en ek raak aan die slaap. En my man kom terug van die werk af en hy sien ek lê hier op die bank en ek is heeltemal uitgepaas. Ek kan nie reageer nie. Hy praat met my, maar ek reageer nie. En hy is verskriklik bekommerd. En hy bel dadelik vir die dokter. Daai tyd het die dokter nog uitgekom na die huise toe. En ons dokter kom en hy staan so rukkie. Hy sê, Kobus man, sy's dronk. Laat sy nou maar net slaap en haar roes afslaap. Môre sal sy reg wees. Ek sal vir haar 'n inspuiting gee. Gee vir my 'n inspuiting. En die volgende dag sê my man, ek het hom so in die skande gesteek. Waar het ek die drank gekry? Want hy weet ek drink nie. Ek sien nie ek het die rosientjies opgeëet. En toe het ons heerlik gelag daaroor. Dit was nou 'n vreeslike petalje gewees. Ek het nog nooit weer pineappelgemmerbier gemaak nie. Baie dankie Anna. Dit was nou 'n oulike storie gewees. Ons luister weer na jou volgende storie volgende keer, hoor. Goed, baie dankie. Dankie.